Okay, ek is bly ons is almal hierso. Ek dink dis tyd ons kan begin. Wynand, alles wel met jou? Alles reg, dankie pastoor. Alright. John, alles goed daar by jou ook? Shanana. Lyk my is net die stel wat koud kry. Die res van julle is sonder treie en baadjies. Die stel kry so koud sy het sommer heeltemal toe. Ehm Ek dink ons is nou so semi somer hier in Nelspruit, maar ons is bly om weer in ons huis te wees. Dis baie lekker, klaar rondgeloop. Vanmiddag toe sit my vrou en sy maak alweer planne om rond te loop. Toe gooi ek aan net 'n dowe oor. Ehm Daar's nie nou rondloop vir ons nie vir die volgende week. Gaan ons nie rondloop nie. Dis maar jy het 'n groot werk. Ek mag. Uit die huis uit praat jy so voor. En dan dink ons ook aan Marius en Lazel. Hulle gaan die bekende van Suid-Afrika verlaat. Hulle is nou van die eerste mense wat ek ken wat vlug Amerika toe. Maar nou nie daai vlug nie, hulle gaan net kuier dan kom hulle weer terug. So hulle vlieg môreoggend 6:00 stel Cindy Crawford hulle daar by hulle huis op en dan vat sy hulle lughawe toe met 'n Land Rover. Julle moet dit geniet, Marius Lazel. Ons gaan probeer om terwyl julle die fort vat, sal ons die chef hou hier by die huis. Ons gaan so ver as moontlik. Ek dink vanmiddag toe ek daaraan dink, toe raak dit soms so koud hier binne my. As ek nou gaan sukkel met my rekenaar of wat gaan ek doen? Wie gaan ek kontak? As ek iets nodig het, is Marius Lazel altyd net daar. Maar ons geniet vir julle. Geniet dit daar in Amerika. Kom net terug. Kom net terug. Net terug. As jy in die Amerikaanse kerke behoort, Marius, hulle glo almal, al die gemeentes in Amerika glo in besnyning. Dis baie seer. So, O, jy weet. ja, my vinger afgesny. so kom net terug. Right, ons begin vanaand bietjie met 'n nuwe gedagte. Ons praat oor swaartekrag. Is daar iemand wat wil inkom, Marius? Nee. Okay, daar's miskien 'n Shaal wat moontlik gaan inkom, maar ons gaan so lank begin. Right. Ek kan vir die mans vra, nou nie vir die dames nie. Ek weet nie of die dames dit het nie, maar almal van julle, al die mans, dink ek so, het 'n naaltjie. John, wanneer laas het jy jou naaltjie gesien? Vanoggend. Right. Wat beteken dit die feit dat jy 'n naaltjie het? Baba. Of ek was vas aan 'n ma. Ja. Die feit dat jy 'n naaltjie het, beteken jy het 'n ma. Ja. So elke keer as jy na jou naaltjie kyk, moet jy besef jy het 'n ma. Of jy nou in goeie stand met jou ma is, of soos my eie ma wat nou nie meer met ons is hier op aarde nie, maar elkeen van ons wat hier is vanaand het 'n naaltjie en ons te ma. En dis lekker om vandag net so vir die ma's net te sê en vir die dames te sê, ons waardeer julle, ons respekteer julle. Ek weet Wynand het lekker potjiekos gemaak daar vir Anita en vir die dogters en John het gebraai en Marius het heeltemal te groot gegaan vanmiddag met al die kos wat hy gemaak het. En ja, julle ander dames, ekskuus tog? Swarie het gebraai vir hom. Swarie het gebraai. Okay. Lekker is as jy familie het wat naby bly. Maar die ander dames, ek glo julle is ook almal bederf. Al het ons net 'n lunchbar by die kerk gekry. Ons is almal bederf. Die mens wil graag grense verskuif. Ons is nie tevrede met dit wat ons het nie en ons wil graag grense verskuif. En een van die grootste uitdagings van die mens was om te vlieg. En dit was die regte broers. In Engels praat ons van die Wright brothers, in Afrikaans die regte broers, wat dan die eerste mense geword het wat 'n vliegtyg gemaak het. En ek dink hulle het baie uitdagings gehad om te vlieg. Maar ek dink die grootste een was net om in die lug te kom en in die lug te bly
en natuurlik weer om af te kom. En ons gaan vanaand 'n bietjie begin deur af te skop om te praat oor vlieg en die kragte rondom vlieg. In die week hoor ek 'n storie van jare gelede, baie lank gelede. Hulle sê dit was toe Pick n Pay nog 'n padstalletjie was, so lank terug is dit. Baie lank terug. Daar was daar 'n boer in Garries, daar in die Kaap, in die Noord-Kaap. En hy het maar gehoor almal vlieg en hy besluit toe as almal vlieg kan hy ook vlieg. En hy het 2 singplate. Nou Wynand moet dit nie probeer daar by jou nie. Hy het 2 singplate aan sy arms gemaak, vasgemaak. En hy het al sy werkers daar op die plaas bymekaar gemaak en gesê ek gaan vandag vlieg. En hy het op die skuur se dak geklim om te spring, om te vlieg. En hy het sy hande so begin klap soos 'n voël. En net voor hy vlieg, toe sê hy vir sy manne, en julle moet aanhou werk, ek gaan net gou dorp toe. Nou dorp toe in die Noord-Kaap beteken 'n 3 of 4 ure, want dit is ver dorp toe daar van die plaas af. En toe hy spring, weet ons toe mos wat gebeur. Hy val toe hom kaplaks daar op die grond. En die volk kom toe nader en hulle kyk hom so en hulle sê, meneer, maar jy's daar al vinnig terug van die dorp af. So ons praat 'n bietjie oor vlieg en spesifiek oor Marius en Isel wat môre nou die lang tog. Hoeveel ure is dit, Marius? Die eerste vlug is 14 ure tot in New York. 14 ure. Wat hulle gaan aanpak. Nou, julle moet dit nie hieraan dink as julle môre in die vliegtuig is nie, maar daar's sekere kragte wat veroorsaak dat mens vlieg. Miskien moet ek vra, is jy iemand wat 'n loods is? John, het jy al probeer om self 'n vliegtuig aan die gang te hou? Nee, ek was net 'n tegnikus. 'n Tegnikus. Nou ek weet Wynand kan vlieg. Wynand, helikopter of vaste vlerk? Helikopter, pastoor. Helikopter. So Wynand is ons spesialis hierso vanaand. Hy gaan vir ons baie goeie raad gee. Maar daar is 3 kragte wat baie belangrik is wanneer ons vlieg. Die eerste een is jy moet dryfkrag hê. Daar moet iets wees, 'n motor of iets wat die propeller of turbos of iets wat dit aanjaag. Jy het krag nodig. Die tweede krag wat baie belangrik is, weerstand. Net soos wat jy nie kan seil sonder wind nie, kan jy nie regtig vlieg sonder weerstand. Jy het weerstand nodig. En weerstand is ook jou grootste uitdaging. Dit in die derde krag wat ons baie oor gaan praat oor volgende week is swaartekrag. Dit wat jou op die grond hou. Maar swaartekrag, as daar ook nie swaartekrag was nie en jy het gevlieg, sou jy nooit weer teruggekom het. Jy sou maar net daarbo gebly wees tussen hemel en aarde en hoop engel Gabriël onthou jou met die wegraping, want jy's daar iewers tussen hemel en aarde. So ons gaan praat oor hierdie 3 kragte. Die eerste een is dryfkrag en dan ook weerstand en dan ook swaartekrag. Nou ons gaan nie vanaand praat oor swaartekrag nie, ons gaan bietjie verder daaroor praat en ons gaan so 'n bietjie 'n geestelike toepassing daarvan maak. Goed, Wynand, jy moet ons stil. Is daar enige ander kragte waaroor ons kan bietjie praat? Ja, ek dink dis alles. Kan jy so uit die wysheid vir ons sê 'n lugpocket, wat veroorsaak 'n lugpocket? 'n Air pocket? Ja, dis eintlik maar so, dis maar 'n kombinasie van warm en koue lugstrome wat opbeweeg of afbeweeg en skielik as daar 'n koue een inkom, dan beweeg hy skielik af en dan hierdie groot wolke wat so lyk soos 'n aambeeld en dan trek sy bokant so kant toe. Dis die gevaarlikste wolke wat jy kan kry as gevolg van die winde binnekant. So as jy 'n wind het wat heeltyd van onder af kom en jy kry skielik 'n wind wat van bo af kom, dan druk hy jou skielik af en jy is nog nie voorberei om op te trek om bietjie hoër te gaan nie. So dis eintlik maar wat die air pockets veroorsaak is dikker en dunner lug amper, as ek dit so kan stel. Ja, ek in 'n geestelike verband wil ek graag sê is dat dis die weerstand. Jy raak net gewoond aan jou huidige weerstand. Jy weet, jou begroting maak dit nou net.
Jy weet, dit gaan nou net dat jy daaraan voel, jy gaan dit maak, en dan tref jy 'n air pocket. Jy weet, die winde verander 'n bietjie, of soos Wynand vir ons dat die lugdruk verander, en dan, ek gaan val. En ons het nou 'n bietjie air pockets gevat toe ons nou van Kaapstad af teruggekom het. En die lekkerste van die air pocket is om daardeur te slaap. As jy wakker is dan jy die hele tyd. So as jy net slaap dan, jy kom nie eens agter dat jy deur 'n air pocket gaan nie. Jy kom nie eens agter hulle sê met jou veiligheidsgordel aan sit nie. Jy gaan maar net deur die slaggate van hierdie lewe. Right, kom ons begin. Ons skop af met die ysbreker. Almal van ons word moeg op 'n stadium. Hierdie lewe waarin ons lewe het baie keer uitdagings wat ons nie met ons menslike krag kan oorwin nie. Wat doen julle om die tanks weer bietjie vol te maak? As jy sien daai liggie gaan aan, die reserve light kom nou aan, John. Wat doen jy in jou lewe om jou tank weer bietjie vol te maak? Stilte tyd. Stilte tyd. Great. Rina? Ek is lief om dan in die kar maar te luister na boodskappe, preke wat ek het 'n hele stiek vol gemaak. En dan luister ek maar na dit en sit musiek op, want dit help ook vir my baie. Enige gospel musiek op dit. Stel, wat help dit om jou tank vol te maak? Bel my sussie. Dat jou sussie. Okay. Andy, wat doen jy om jouself se tank vol te maak? Praat met haar boetie. En dis ook om hulle tanks leeg is. Nee, vroeër jare was my soos John, stilte tyd. Ek het tuin toe gegaan en in die tuin, soos wat ek gewerk het in die grond en nuwe lewe gesien het in die plante. Dit was my geselstyd. Maar ek soek stilte. Ek gaan na 'n plek toe waar stilte is sodat ek werklik met ons Vader kan gesels. Tannie Wilma, wat doen Tannie om die tank bietjie vol te maak? Ja, dan sê ek gaan vries hoor. Sy bietjie yskas, sy bietjie in die yskas. Salome, wat doen jy om jou tank vol te maak? Wel, dit is definitief stilte en tyd vir myself op verskillende maniere, maar met stilte gepaard. Of ek gaan sit ergens, luister musiek, of ek is eenkant by die strand, ek sit daar op 'n klip en kyk na die see. Maar En die lewensredder? Ja, hy moet in die hoek vir my oog wees. En dan maar definitief stilte, ja. Dan hoor ek ook die see, die grootheid van God. En dit is net, die see is amazing vir my. Dit is net een groot skepingskrag in my, vir my, die see. Okay, Tannie Wilma, wat doen Tannie om die tank vol te maak? Ek maak soos Rina, ek luister na gospel musiek en ek sit net stil, veral in die aand, en dan recharge ek vir die volgende dag. Dan luister ek gospel musiek en ek sing saam en ek prys net die Here. Lofprysing net, Tannie. Anita, wat doen jy? Ja. Pastoor, ek definitief ek huil baie maklik. Dan weet almal ek cope nie. Maar ek ek sal ook met die Here praat daaroor en by hom huil. Sê maar nou kan ek nie meer nie, en dan maar net met hom praat en met die dat ek nou natuurlik huilerig is en kwaai is en goed, dan begin Wynand ook maar 'n bietjie help weer vir 'n slag en dan dan raak dit maar beter. Anita, terwyl jy nou praat, te besef ek iets spesifiek oor Moedersdag. Kyk, elke motor se tank verskil. Jy verstaan. En ek dink, en dis nie omdat ek nou 'n lekker broodjie wil hê nie,
Maar vrouens se tanks is baie groter as mans se nou. Mhm. Vrouens hulle kan aanhou. Ons mans, kyk as jy vinnigste om vir my negatief te maak wat my tank drein is wanneer ek sukkel. Uh ek kan nie sukkel. Sukkel gaan my tank net. Wynand, hoe maak jy jou tank vol? Ek sit my oorfone op dat ek nie kan hoor die ander tanks is leeg nie. Uh, Yes. Ja. Moeilikheid. Ek sal ook maar so 'n stukkie, ek hou daarvan. Al is dit nie ver en so eentjie te gaan stap. Net so 'n bietjie uit die ding uit te kom. Dit gaan eintlik oor die change of scenery ook. Ons hou daarvan om te gaan kamp. As ons voel die hele familie het nodig om so 'n bietjie 'n breekie weg te kry, so dan gaan ons ergens heen. Al is dit nie ver nie, al is dit net vir 'n naweek of whatever ook al, maar die stap en die change of scenery, dit klink maar op amper almal daar so sê hulle soek stilte. Is lekker as jy net so 'n bietjie 'n draaitjie gaan stap en dan ook die wonder van die natuur te kan. Kan ek maar sê wat doen hy? Asseblief, ons vir die vrouens weet mos alles. Ja, hy as hy sy tank leeg is, dan gaan lê hy op die bank en daar kry hy hom nie af nie. Hy slaap 'n dag om. Hy kan Wynand, gaan lê en slaap en dan Wynand, dis nou wat sis hy man. nou. Sis Wynand. Weet jy wat, Anita? Of jy nou met Gert getroud was of met Louis of Marius of John, ons doen almal dieselfde. Amen. As ons tanks word vinnig leeg en wat ons so hard werk natuurlik, né? Ek meen 1400 engine gebruik baie minder petrol as 'n V8 en ons is V8, ons sy gaan tank net so as ons leeg. En ons almal gaan lê op die bed, gaan lê op die stoel. Ek sien Marius het ook so lekker stoel daar. Gaan lê in die bank op die bank en dan beweeg niks ons nie. Of daar nou 'n tweede, derde, vierde wêreldoorlog uitbreek, laat dit verbygaan. Ons maak tank. Marius, hoe vul jy jou tank? Verskillende maniere. Langs die see gaan stap of in die bos gaan stap. Sommer net 'n bak, want dan ek in elk geval daar op my eie, hier is my op jou eie stasie. En of Pinterest as ek idees soek of wat ek volgende kan doen, dan gaan ek op Pinterest en ek gaan kyk wat so goeders is daar. So ja, ek is 'n klomp goeders. Ek doen nie meer die wyn ene nie want hy maak my te slim. So dis maar meer op die rustig geraak. Ja, dis maar wat ek doen. Waar is ek hier nie so goed gekeer ek was bekommerd oor die wynstorie, maar ek ken jou te goed. Lisel? Ek saam met Salom, die see maak my weer vol en dan worship musiek. As ek sit dit, ek dink die bure weet al wanneer is ek leeg. Dis wanneer die worship musiek baie hard is. So as ek kan worship, dit voel my dadelik. Verseker. Ja, ek dink vir myself worship tyd saam met die Here stap maar as ek so nou almal luister is daar een woord wat deurkom. Al sê Wynand hy gaan stap net 'n stuk op die plaas. Hy verander net van scenery. Die stilte wat ons soek. En ons tema vers is Jesaja 49 nie. As jy 49 gelees het, dan moet jy julle name op die gebedslys sit dat ons bid vir julle o. Dis Jesaja 40. As jou vingers so dik was soos myne, dan sal jy verstaan. Jesaja 40 vers 28 tot 31, stel asseblief. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel self. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op, hulle vlieg soos die arende. Kom ons praat oor hierdie vers, iets wat vir julle uitgestaan het. Ek dink die Heilige Gees het tog 'n manier om nuwe gedagtes in jou kop te sit. En ek wil sê moed in te praat. Yes. Ja, en hoop spring vir my uit ook. Hoop, daar's altyd hoop. My tegniese tekenonderwyser het vir my gesê enigste hoop wat ek het is 'n ashoop. Maar dis nie die waarheid nie. Daar's altyd hoop. Iets wat vir my opval is selfs die jong manne word moeg. Jy kan op mense vertrou. Jy verstaan. Mense kan jou tot op 'n sekere plek help. Maar mense kan nie jou tank vol maak. Net God kan jou tank vol maak. John, was daar iets wat jy wil byvoeg? Ja, jy praat so. Ek het jong tegnikuste en hierdie vers was 100%. Ek meen 18, 19, 20 en 21. En ek kan nie glo dat hulle word moeg vinniger as wat ek moeg word. En dis nog als snaaks, dat hulle so vinnig moeg word. Ja, en ek kan nou sê, miskien is jou kapasiteit groter. Jy verstaan, dit gaan oor jou eie besigheid en persoon. Daar's 'n verskil tussen jou besigheid en ek werk vir iemand. Jy verstaan. Jy gaan nie ophou tot dit reg is nie. Maar aan die ander kant is, miskien moet hulle kyk waar hulle krag vandaan kry. As hulle krag uit 'n bottel kry of Monster of wat is hierdie ander goed wat ons drink, Lisel? Daai goeters, daai energie gaan verby. Jou krag kom van die Here af. Een ding, ek word nie moeg as ek konsentreer nie. As ek moet vir 3-4 ure konsentreer, is ek sjanena. Maar sodra ek afsluit, dan is ek moeg. Soos ek kan van hier af Kaapstad toe ry, one shot en ek word nie moeg nie. Maar sodra ek nou klaar daar is, dan word ek moeg. En dis wat ek sien met die jong manne, hulle konsentrasie tydperk is baie kort. Ja, as jy daar kom as jou tank leeg, jy verstaan. Ek weet presies waarvan jy praat, maar dit noem ons adrenalien. Terwyl dit pomp, dan kan ons aangaan. Maar as ons daar klaar het, dan is ons nou rusbank klaar. Anita, dan is ons rusbank klaar. Dan gaan ons nou rus. Nog iets in hierdie vers wat uitstaan vir julle? Vir my wat ook uitstaan is, God is die bron van krag. God is die bron van krag. Niks in hierdie wêreld. Nee, die bankrekening, nie die lotto nie, niks. Absoluut niks kan jou tanks vol maak. Ek kan nie glo dat mense wil nie op 'n Sondag kerk toe gaan nie. Ek kan nie glo dat mense verskonings uitdink om nie by 'n selgroep aan te sluit. Want dis 'n ander mate om jou tank vol te maak. Ek meen as ek 'n Sondag mis of ek 'n Sondag aand mis, dan voel ek leeg vir die res van die week. Ja, jou tank, dis tye soos hierdie wat ons bou. Dis tye wat jy in die woord spandeer. Dit bou ons. Kom ons praat bietjie oor 'n arend. Wynand, help ons, hoe vlieg 'n arend? Ek weet 'n helikopter vlieg so, hoe vlieg 'n arend? So. Of vlieg So. vaste plekke. Op die wind. 'n Arend sal lê op die rusbank en wag vir die wind. Alright, 'n arend gebruik die wind. En ons gaan vanaand op 'n stadium daaroor praat. Jy moet jouself leer om jou weerstand te gebruik
om te kan vlieg. As jy op 'n seilboot is, kan jy nie vorentoe gaan as daar nie wind is nie. Ja, partykeer is die wind teen jou, maar dan moet jy net jou seile verander om die wind te gebruik. Maar jy gaan vorentoe as gevolg van wind. 'n Vliegtuig kan nie opstyg as daar geen wind is nie. As in swaartekrag al hierdie goed werk saam voor hy kan opstyg. Alright. Kom ons praat 'n bietjie, waar is ons nou? En almal van ons is op 'n plek waar jy iets beter soek. Ja, ons is ver genoeg met dit wat ons het, maar dit sal ons smag na meer. Ons smag na meer. En môre gaan Marius en Lazel in die vertreksaal sit. George het so 'n klein vertreksaaltjie. Kaapstad is groter. New York is so groot. Maar jy gaan iewers in 'n vertreksaal sit waar jy wag. En jy moet 'n besluit neem. Gaan ek op hierdie vliegtuig klim of gaan ek nie op die vliegtuig klim nie? Een keer vorige keer toe ons van Nelspruit afgevlieg het, toe is die vliegtuig 'n uur laat. En toe ons op die vliegtuig is, nou gaan ons vertrek, toe sê hulle daar, is jammer die vlug is vertraag want daar was 'n probleem met die wiele wat nie wou uitskop of so iets. Jy sê nie hierdie goed vir my voor ek nou moet vlieg nie. Hoe weet ek as ek in Kaapstad land gaan die wiele nou uitskop en al die goed, weet jy. So, dis 'n saak van geloof. Dis 'n saak van geloof. Nou kom ons kyk bietjie oor dryfkrag. Wat se engines het jy? Het jy 'n 1200 engine? Het jy 'n 1100 met 'n turbo in? Het jy 'n wat is die dryfkrag wat jou laat vlieg? En ons kyk na Genesis 0 vers 0. Genesis 0 vers 0. Tot 0. Ek sal dit vir jou. Alright. Genesis 1 vers 1 sê In die begin. In die begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou ek weet, die Bybel sê ons mag nie 'n jota of 'n titel van die Bybel verander nie. Maar ek het gewonder wat staan in Genesis 0 vers 0. Wat staan voor Genesis 1 vers 1? Wat staan daar? En hierdie is maar net 'n gedagte. En ek het die woorde vir Salome gestuur. En sy kan dit vir julle lees. Wat staan in Genesis 0 vers 0? Dit is my eer dan, baie dankie. Vir die begin was God. Die begin was in God en na die einde sal God nog steeds daar wees. Voor die begin was God. Die begin was in God. En na die einde sal God nog steeds daar wees. Wat sê ons vir mekaar? Dat hierdie almagtige God wat ons aanbid, hierdie grootte God wat ons aanbid, wat alle krag en mag het, hierdie grootte God was voor die begin. Alles wat nie bekend is, alles wat ons weet, alles was God alreeds daar. En wanneer alles verby is, sal God nog steeds daar wees. Wil een van julle iets sê oor Genesis 0 vers 0? Ek is so bly ek hoef nie met Benita te gaan praat nie, want sy skryf vir ons die Bybelversies neer en ek sien sy het 'n 0 geskryf. Het ek gewonder of ek met haar moet gaan praat. So baie dankie daarvoor. Alright. Soos ek sê, dis nie teologies nie. Die Bybel sê geen jota of titel nie, maar ek wil graag hê ons moet dit besef dat God was daar. Maak nie saak hoe donker dit in ons lewens is nie. God is daar. Maak nie saak hoe die wind teen ons waai nie. God is daar. Hy's altyd daar. Nog iemand opmerking oor Genesis 0 vers 0? Ja, God het die blueprint gehad. Yes. Hy het klaar die plan. Hy het klaar die plan. En hy het die plan in werking gesit, né? Ja. OK. Kom ons kyk oor dryfkrag, Handelinge 1 vers 8, meisie. Handelinge 1 vers 8 praat oor die dryfkrag. So die belangrikste punt is, God is die bron van alle krag. Dis die belangrikste. Die grootte God, hy is die bron van alle krag. Handelinge 1 vers 8. Vers 8.
Ekskuus, my foon is bietjie stadig en ek bietjie dit doen. Okay. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Kyk, dankie my. Die God is die bron van alle krag. En hy wil hierdie krag wil hy manifesteer in ons. Hierdie krag wil ons tanks volmaak. Nou, Salome, gee vir ons gou die Grieks van krag. Die wat? Eskom. Wat is die Eskom nie? Nee, nie Eskom nie. Wat is die Griekse woord vir krag? Daai spesifieke in Handelinge 1 vers 8. Dynamis. Jy sien, ek sal haar nie iets vra wat sy nie weet nie, sy weet. Dit beteken dynamis. Nou, dit kom van die woord af, John, dynamo, né? Ekskuus, dinamiet, is almal reg, dynamo. Dis 'n opwekkende krag. Dis 'n krag wat as hy begin is, het hy nie 'n einde nie. Hy wek op en hy wek op en hy wek op en hy wek op en dis hoe die Heilige Gees binne in ons werk. As ons toelaat dat God in ons gaan werk, dan wek hy hierdie krag op. Dat ons die krag het om aan te hou vlieg van, ek meen, Marius, wat is halfpad Amerika toe? Wat se eiland is daar? Die Kanarie-eilande. Die Kanarie-eilande. Alright. Nou is hy oor die Kanarie-eilande en nou sê die loods, ek het slegte nuus vir julle. Ons het nie genoeg petrol nie. As ek op petrol, die petrolliggie is aan, die reserve tanks is nou leeg. Wat gaan ons doen? Jy sien, maar die krag wat in ons werk het nie einde nie. Hy wek op en hy bou en hy groei en hy gaan te kere. Dis die Heilige Gees krag wat binne in ons werk. Alright. Enige opmerkings oor Handelinge 1 vers 8? Wynand, jy wil iets sê, ek sien dit. Dis wat ek wil sê, wil julle nie hoor nie. Alright. Kom ons kyk na Efesiërs, Anita, Efesiërs 3 vers 14 tot 19. Ons het die gedagte. Ekskuus Marius. Ekskuus man, ek wil net nog een ding hierso sê. Hierso staan, julle sal krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. En ook ons ervarings wat ons het met God, kan ons eerstehands met ander mense deel. Sodat al is dit soveel jare later, is dit nog steeds eerstehands wat ons kan deel met mense. Dis baie belangrik. Nee, dis baie belangrik. En wat belangrik is, ons ontvang krag nie om dat ons krag apies word, wat kyk hoe sterk is hy, kyk hoe groot en kyk hoe ryk is ek nie. Ons ontvang krag om die koninkryk uit te bou in Samaria en Judea en oralste. Right, Anita, Efesiërs 3 vers 14 tot 19 asseblief. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Dankie Anita. As ek sien die boere, hulle klim nou in die kruit, dan voeter hulle mekaar so. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Ken jy daai storie, Wynand? Stel, wat noem jy dit? Jy moet nie vloek nie. Die sommer. Jy gaan nou nie vloek nie. Wat noem hulle die boere wat mekaar so voeter? Loei in die stel. Mooi gesê. Aardappelboer. Ja, dis die boere, hulle het nou so 'n storie in tussen die boere, en dan klim hulle in die kruit en dan voeter hulle mekaar so. En dan sê ons ja, dis 'n boer. Julle weet waarvan ek praat, né? Salome sal weet.
Dis Emma Boer. Sal jou ma nie weet nie. Ja, ek was ons weet. Maar dan sal ek dink jou ma sal weet. Maar dan gebeur dit dan sê ons hierdie persoon het die knie gebuig teenoor daardie persoon. Wat beteken die uitdrukking ek het die knie gebuig voor 'n ander persoon? Ja, nou het gewen. Die ander ou het gewen. Jy's Marius? En jy erken dat hy gewen het. As jy die knie buig. Is dit nie mooi dat hierdie stuk begin te sê om hierdie rede buig ek my knieë voor God. Here, ek kan dit nie met my eie krag wen nie. My tank is leeg. Maar om hierdie rede buig ek my voor U. Ek gee oor. I surrender. En nou het ons gelees, God is die bron van alle krag. God werk, hy bring sy krag deur die Heilige Gees. En waar versterk hy ons? My vertaling sê, en krag sal oor julle kom en julle sal 'n sterk bankrekening hê. Hoe lees julle sinne? Waar versterk hy jou? In jou Binnekantste. menslik. Eerlik. Okay, het julle die punt? Iemand wat nog iets wil sê oor hierdie ene? Is julle nou teleurgesteld omdat God nie julle bankrekenings volmaak nie? Ja, ons kry krag en dan maak ons self ons bankrekenings vol. Maar dis nie sommer dat geld net in die bankrekening inkom nie, né? Anita, jy lag, jy wil iets sê. Okay, so die innerlike mens word versterk. Jou dryfkrag kom van binnekant af. As dit van buitekant af kom, gaan dit gaan oor motivering ook. As motivering nie van binne af kom nie, John, die laities wat vir jou werk het nie innerlike motivering nie. Hulle werk net om 'n salaris aan die einde van die maand te kry. Jy wat die eienaar is, het 'n ander motivering as hulle. Goed, dis dryfkrag. Kom ons praat, kan ons bietjie oor weerstand praat? Iemand nog iets sê oor dryfkrag? Marius, is op jou tong? Nee, ek dink sommer hierso word dan spesifiek geskryf dat julle sal of dat dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon. Om geld te maak het jy verstand nodig en jy moet plannetjies maak. So hy kom woon nie in ons verstand nie, maar hy kom woon in ons harte wat 'n verskil in ander mense se lewens maak. Yes, hy woon hierso. Hier ontvang jy wysheid, hier ontvang jy insig, hier ontvang jy krag. Yes, dis die besigheid wat ek moet doen, dis hoe ek dit moet doen. Al die wysheid kom van God af, die krag kom van God. Yes, 100%. 100%. Jy praat van 'n vliegtuig en sy thrust, in Engels die thrust. Op take-off, as hy opstyg, gebruik hy tussen 75 en 90% van sy krag, van sy thrust, om in die lug te kry. Sodra hy in die lug is, dan throttle hy terug na 45%. Want soos Wynand nou gesê, die thermals daarso en dit speel. Maar interessante ding, as hy inkom om te land, gebruik hy net soveel thrust om hom te stop. En ons vergeet daarvan. Dis interessant. Baie interessant. Ja. John, wat ek nou leer hieruit is, dis baie keer jou gemaksone is die vertreksaal. Dis alright, dis lekker. Hier kry ons koffietjies en hier kry ons broodjies en sulke goed. Maar om te vlieg, daai eerste vat 'n effort. Ja, korrek. Daai, soos jy sê, 75% van jou krag wat jy moet gebruik om te kan vlieg. En as jy net eers op is, dan kan jy weer aangaan, dan kan jy move. Dis dieselfde as jou kar. Dit vat krag om weg te trek, maar sodra jy op spoed is, dan kan jy na jou fuel meter kyk. En hy is amper op 5% of 0%. Maar om weg te trek het jy 100% nodig. So die moeilikste gedeelte van vlieg is om op te styg. En om te land ook weer, maar
Ons praat spesifiek. En is die moeilikste gedeelte om uit die vertreksaal uit te kom, uit jou plek waar jy nou is om te sê, daar is iets beters wat die Here vir my in gedagte het. Daar is iets hoërs wat die Here vir my in gedagte het. Ja, daai vertroue. Dis moeilik vir baie mense is dit moeilik om uit hulle comfort zone uit te kom. Alright, kom ons kyk na Jakobus 1 vers 2 tot 4, Rina. Ek dink jy het al gelees vanaand, nie, ons mis jou stem, Rina. Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag, dit louter vreugde, my broeder, is wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle werking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. Kyk, weerstand. Lisel, wat sê jou vertaling? Die eerste vers 2. My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Jy moet bly wees as jy in weerstand het. Maak dit sin? Jy kan nie vlieg sonder weerstand nie. Nee. Jy gaan in die vertreksaal bly vir die res van jou lewe as daar nie weerstand is nie. Maar as jy die weerstand oorwin, wat gebeur dan? Lig jy op. Dan lig jy op. Yes, maar wat sê die Bybel, wat gebeur? Ag, dit louter vreugde, my broeders, as julle alle beproewinge val. Wat veroorsaak beproewinge in jou lewe? Geloof. Geloof, yes. Lydsaamheid. Lydsaamheid. So, weerstand. En niemand hou van weerstand. Maar weerstand bring openbaring. Jy begin iets nuuts van jouself leer. Jy begin iets nuuts van God leer. Jy het nie besef jy sal dit kan maak nie. Nou ewe skielik maak jy dit. Jy het gedink jy's gebou net vir die vertreksaal. Maar weerstand veroorsaak dat die beste in jou na vore kom. Nou preek ek lekker. Ek dink ons moet nou kollekte opneem. Alright, enige opmerkings oor hierdie enetjie? Ek dink ook alles wat ons leer, of eintlik enigiets wat ons leer, 'n nuwe ding. En dan is dit ook ervaring wat ons van God het, is ook deel van weerstand. Dit is iets niets, dit breek daar in die brein nuwe paadjies oop, en as jy eers iets geleer het, dan kan jy dit beter toepas, meer hulp wees, meer goed ekstra byleer, so dit maak 'n nuwe pad oop, as jy bietjie met die weerstand gestoei het, as ek dit so kan sê. Okay. Weerstand bou jou, maar weerstand openbaar ook jou karakter, wie en wat jy is. Weerstand kan jou verbitter of verbeter. Nog iemand iets sê oor weerstand, oor hierdie spesifieke vers, Jakobus 2 vers 4? Ja, ek dink blaai gou vir ons. Ekskuus, praat gerus. Ek dink almal het 'n sekere limiet van hoeveel weerstand 'n ou kan hanteer. Laat jy nie verbitter moet word nie. 'n Vliegtuig kan net soveel gewig dra, dan begin die weerstand in drag te verander. Dan sal hy opstyg en val. 'n Helikopter styg op en hy val as gevolg van jy hou aan kragtrek en hy kan net nie dit hanteer nie. So 'n mens moet ook maar versigtig wees en weet wanneer om terug te staan, dat jy nie verbitterd word daardeur nie. Ek stem saam met jou, Wynand, maar die persoon wat die beste gaan weet tot watter hoogte hierdie vliegtuig kan vlieg en hierdie helikopter kan vlieg, is die persoon wat hom ontwerp en hom gebou het. En sy naam is Jesus Christus, ons God. Hy weet presies wat kan Louis verduur, wat kan Wynand verduur, wat kan die stel verduur. Hy's in beheer. Ons het nou gesê Genesis 0 vers 0. God was daar. Voor die begin was God alreeds daar.
En God sal daar wees, al is die einde daar, sal God nog steeds daar wees. Hy weet presies, hy weet presies. Maar wat jy ook sê is belangrik. Want voor jy verbitter, né, moet jy net besef, dit gaan nie oor Louis nie. Dit gaan oor God is in beheer. God is in beheer. Nog een van iets oor Jakobus 1 vers 2 tot 4 terwyl Anita vir ons blaai na 1 Korintiërs 15 vers 3 toe, Anita. As ek net daarbey kan aansluit, God sê ook, hy sal ons nooit bo ons kragte versoek. So hy sal ons beskerm, maar hy is ons beskermmeganisme ook. Ja, wat vir my interessant is die volharding moet eintlik volgehou word. Ons sê altyd dis eintlik die moeilike stukkie daai, nê, om volharding eintlik vol te hou. Verseker. Jakobus, wie was Jakobus gewees? Ek wil hier ook net dalk hierdie gedagte. James. Wie was James gewees? Wat die boek geskryf? Ekskuus Anita. Hy was Jesus se broer. Was Jakobus by Jesus se kruisiging? Ja. Hy het eers hy het eers na Jesus se hemelvaart dink ek, tot bekering gekom. Kyk hoe slim is jou ma vanaand. Alright, dis wat die geskiedkundige skrywers het. Hy was Jesus se bloedbroer gewees. Maar toe Jesus aan die kruis hang, vir wie gee hy sy ma? Johannes. Vir Johannes, né? Jakobus lyk my hy was nie daar gewees nie. Anders sou hy mos gesê het, Jakobus, jy's nou tweede in lyn, nou dat ek weggaan, moet jy na ma kyk. Verstaan? So dit lyk my wat die geskiedkundige skrywers sê dat Jakobus het nie in Jesus geglo nie. Hy was nie 'n gelowige nie. Dink aan daai gedeelte in die Bybel, profeet is nie geëerd in sy eie land nie. Hy was bloed, maar hy was nie hy het nie geglo aan die saligheid of aan Jesus Christus dat hy die koning van die konings is nie. Maar in 1 Korintiërs 15 sien ons dat waar Jesus aan verskillende mense homself vertoon het na sy opstanding, Anita. Vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Tot by vers 7, asseblief. En dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Kefas verskyn het, en daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels. So, dit wil vir my voorkom of Jesus na sy opstanding, toe onthou hy sy boetie, sy bloedbroer, het nie in hom geglo nie. En toe het hy na Jakobus toe gekom. Was daar nie 'n disipel ook met wat Jakobus was nie, Johannes? Ja, maar as jy gaan kyk na die geskiedkundige skrywers, wie het Jakobus geskryf hierdie ene? En dan bring hulle die verband na hierdie Jakobus. Maar is dit nie dan daai Jakobus nie? Die disipel Jakobus nie. Ons kan so redeneer, maar die geskiedkundige skrywers sê dit was aan sy broer wat hy verskyn het. En daar het hy tot bekering gekom. En dis hoekom hy iets kan skryf oor weerstand en beproewinge waardeur jy gaan. Jy verstaan. En sovoorts. Dis net so iets interessants. Okay, nog iemand iets sê oor Jakobus 1 vers 2 tot 4? Ons het 10 minute vir die laaste versie en ek is so opgewonde oor hom. Markus 6 vers 45 tot 56, Lisel. Ek gaan jou in die rede val, hoor, so jy moet mooi lees. Jesus loop op die water. Dadelik hierna het Jesus sy disippels aangesê om weer in die skei te klim en so lank voor hom uit na die oorkant na Betsaida toe te vaar, terwyl hy self die skare huis toe stuur. Daarna het hy alleen teen die berg opgegaan om te bid.
Later die nag was die skuit al ver weg die see in en hy was alleen op die land. Hy sien toe hoe swaar hulle aan die roei was, want die wind was teen hulle. Hey Lisel, kom ek stop jou daar. Die eerste vraag wat ek vanaand vir myself vra en vir julle, gaan dit altyd klop disselboom as ons die wil van God doen? Nee. Kyk, ons het mos so groot geword. As ons iets niets doen en alles loop reg, dan is dit die wil van God. Dan is dit 'n teken. Alles gaan goed. Maar as iets begin verkeerd loop, dan sê ons ja, maar dit was dalk nie die wil van God nie. Hallo? Ja. Ons Ja. begin 'n nuwe besigheid of ons begin boer en ons dis die Here wat gesê het ons moet dit doen en na so 3 jaar dan gaan dit nie goed nie en dan wonder ons het die Here regtig gesê? Okay, werk dit net in Louis se lewe so? Ja. Ja, ek dink ons skryp af van Moses se verhaal af, waar as hy nie reg gedoen het nie, is hy gestraf. Ja. Ja. Ek dink, Maar hierdie ouens doen die regte ding en ek wil hê iemand moet dit hoor vanaand. As dinge in jou lewe nie klop disselboom verloop, dit beteken nie jy het gefouteer nie. Die wind is teen jou. Die feit dat die wind teen jou is, maak nie van jou 'n sondaar nie. Jy het nie iets verkeerd gedoen dat die wind teen jou was nie. Maar iets van die mooi goed, Lisel, en daaroor kan ek die heel nag omchang. Terwyl die wind teen hulle was, het Jesus hulle raak gesien. Miskien is jy vanaand in daai boot en alles loop in jou lewe verkeerd. Ja, Jesus sien jou raak. Dankie, Lisel. Kort voor dagbreek die volgende oggend kom Jesus op die see na hulle toe aangeloop. Hy wou by hulle verbygaan. Toe hulle hom op die see sien loop, het hulle hard begin skree want hulle het gedink dit is 'n spook. Hulle was almal verskrik toe hulle hom sien, maar Jesus het hulle dadelik gerus gestel en gesê: "Toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek." Hy het toe by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Hulle was baie verbaas oor wat hulle beleef het. Selfs na die broodwonder het hulle nog nie begryp wie hy werklik was nie. Daarvoor was daar nog te veel weerstand in hulle harte. En nou, okay, Lisel. Lees maar voort. Hulle het die see oorgesteek en by Genasaret geland en anker gegooi. Toe hulle uit die skuit klim, het die mense Jesus dadelik herken. Hulle het toe in die ganse omgewing rondgehardloop en die siekes op slaapmatte begin aandra, oral waar hulle gehoor het dat hy was. En waar hy ook al gegaan het, in kleiner of groter dorpe en of op plase, het hulle die siekes by die bymekaar kom plekke neergesit en gesoebat om aan hom te kom raak, al was dit maar net aan die rand van sy boekleed. En almal wat daaraan geraak het, het gesond geword. Twee goed wat vir my uitstaan. Hoekom wou Jesus by hulle verbyloop? ja, Geagte geleerde. Hoekom wou Jesus by hulle verbyloop? Geleerde meneer Brits of wat noem julle eerwaarde Brits? Reverend Brits. nee, ek weet nie, ek het ook nou, toe ek het nou lees ook toe stryk het, maar hy wou net verbyloop, hy het nie na hulle toe geloop nie. Ek weet nie, kom hulle net verbygeloop het nie. Iemand wat dalk opinie het? Hoekom wou Jesus verbygeloop het? My geleerde vriendin Strydom? Hy het gemaak asof hy by hulle verbyloop. Miskien miskien Die Bybel sê hy wou by hulle verbyloop, maar nie gemaak of verbyloop nie. Jy kan politiek toe gaan, hoor, ek sê vir jou. nee, maar wat ek bedoel is nee, hy in sy hart wou hy eintlik dalk hy het hy wou by hulle verbyloop, maar dat hy gedink het hy gaan dalk
kyk wat hulle gaan doen as hy nou by hulle gaan verbyloop. Ek weet nie. Hy wou hulle bang maak, man. Ja, hy wou hulle dalk 'n bietjie skrik maak. Of hy wou dalk hulle geloof toets om te kyk of hy kyk of hulle hom herken al teen die tyd. My opinie. Moet ek my opinie gee of nie? Okay, kan ek. John? Kan ek my opinie gee? Asseblief, ek wag van spanning. Ons het nou gelees. Om hierdie rede buig ek my knie voor U. Die oomblik toe hulle skree van vrees en hulle sien hom as 'n spook, toe is dit 'n teken dat hulle sê, ons kan nie meer nie, ons tanks is leeg, ons gaan doodgaan, help ons. En Jesus klim in die boot. Die tweede vraag is, wanneer het die storm opgehou? Toe Jesus in die boot geklim het. Toe Jesus in die boot klim. As jy in 'n tyd van weerstand is, Louis Broncos, luister vanaand wat jy sê vir jouself. As jy in tyd van weerstand is, maak seker dat Jesus is in jou boot. Hy loop nie verby nie. Buig eerder jou knieë en erken, jy kan dit nie met jou eie krag oorwin nie. Here, help my. Laai hom in jou boot. Het ek nog 2 minute, Marius? 3. Markus, wie was Markus gewees wat hierdie geskryf het? Wie was Markus? Was hy 'n disipel van Jesus? Nee. Geleerde me Anita? Ja. Hy was nie 'n disipel nie, né? Nee. Ons vermoed hy was die jong man wat kaal weggehardloop toe hulle Jesus gevange geneem het, né? Nou julle daai storieetjie, okay, so 'n ander storie. Right. Maar hulle vermoed dit was Markus gewees. Waar het Markus sy inligting vandaan gekry? Wie kan gou vir ons Google? Lekker Google. Jy moenie alles glo wat jy op Google sien nie. Wie kan gou op Google gaan? Salome? Sal jy kan? Ek het nie nodig nie. Ek vra sommer myself. Sien julle waarmee het ek te doen? Dis lekker om 'n slim skoonmaat te hê. Waar het Markus se inligting gekry wat hy moet skryf? Ek weet nie, maar ek kan nou dink as ek dink Markus het saam met dalk kyk ja, vat nou eintlik nee, ek vat nou 'n raai toe, maar nou moet ek praat en sê hy het sy inligting gekry by die disipels self. By watter disipel? By watter disipel? Goed. Heb jy dit nou al gegoogel? Ek is besig. Kom ons gee vir die regte woorde. Where did Mark got this information to write his gospel? Johannes. By die disciples. Ek wou sê by my skoonma. Yes, kom aan. Lisel? Het jy hom gegoogel? Besig. Net vir my sê. Hoe lank gaan dit vat? Ons doen Ek dit weet in julle Kaapenaars is stadig. Okay. Die evangelie van Markus is die oudste van die 4 evangelies en word algemeen aanvaar as deur Johannes Markus geskryf, 'n medewerker van beide Petrus en Paulus. Die algemeenste en vroegste Christelike tradisie sê Markus was Petrus se tolk of sekretaris. So Petrus kon nie lekker geskryf het nie. So eintlik is Petrus het dit verbaal gegee en Markus het dit geskryf. Nou is daar 'n interessante geitjie en ek het 'n minuut oor. In Matteus 14:25 tot 32, julle kan aantekeninge maak, ons tyd dit uit. Kry ons ook waar Jesus geloop het maar op die water, maar Matteus het dit geskryf. Maar hier sê hy, wat het Petrus gedoen toe maar Jesus op die water geloop het? Toe het Petrus uit die boot uitgeklim, julle ken daai stuk, en op die water geloop. Ja. Wow, as dit Louis was, sou ek dit op my CV geskryf het ek kan op water loop. Maar nou dat Petrus dit self skryf, wat sê hy? Ek was bang. One of little faith. Ek was bang geweest. Dis hoekom hy dit uitlaat.
Want jy sien Petrus het iewers te geestelik volwasse geraak. Dit was nie meer die groot bek Petrus gewees nie. Dit het gegaan oor een ding, God se krag. Al hoe jy die weerstand in jou lewe sal oorwin, is om op jou knie te gaan en te sê, Here, help my. Help my. Klim in my bootjie. Fluit. My storieetjie is uit. Alright. Enige opmerkings oor vanaand se geselsie, Wynand? Nee, ek dink is reg, dankie pastoor. Anita? Ja, ek's reg, dankie pastoor. Luisie? Nee, dankie, ek het geniet. Salome, sê jy iets anderste? Ek kan sê, ek is net baie bly en dankbaar vir elke vrou wat 'n man wat 'n vrou het vanaand hier. Dat julle, omdat julle tankie so klein is, dat julle darm 'n kans het op oorlewing. Oh. Ons like jou, Salome. En dan ek het nog iets. Ek wil ook graag so stoel hê, asseblief, maar ek's ernstig, as julle ook so stoel het. So een waarop jy gaan lê en jy weet, daai een. Vergeet van die wêreld om jou. En vergeet van alles. Ek wil regtig so stoel hê, asseblief. Okay. Tannie Wilma, iets wat Tannie wil sê? Ek is reg, dankie Louis. John? Ja, Shanana. Shanana. Rina? Reg, dankie. Stel? Dis reg, dankie. Sel? Reg. Nee, Brits. Moenie wegskram van weerstand nie, leer daaruit en gebruik jou dryfkrag om daardeur te gaan, laat jy nie opgee nie. Anita, Efesiërs 3 vers 20 asseblief. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Marius en Azel kan besluit of hulle bly môre in George se vertreksel of hulle klim op die vliegtuig. Ver bo wat ons dink, ver bo wat ons droom, wil God vir ons doen. Dis jou besluit. Here, klim in my bootjie of nie. Al wat ek weet, God het groot planne vir elkeen van ons. Groot planne. Alright, gebedsversoeke. En nou moet julle mooi duidelik praat, want my vroutjie gaan dit neerskryf. Van Lizelle is nou 'n bietjie amptelik ontslaaf van die gebedsversoeke totdat sy weer haar voete terugsit in Afrika. Okay. Stel enige gebedsversoeke van jou kant af? Ek is reg, dankie Louis. Tannie Wilma? Ek is reg, dankie Louis. John? Ja, ek is reg, dankie Louis. Rina? Petrus by ons werk, sy dogter en 2 kinders is Saterdagoggend in 'n motorkar ongeluk dood. Net vir daardie familie. Wat verder? Petrus? Die naam is Petrus. Sy dogter en 2 kinders. Familie was in 'n stoot en 'n motorongeluk. Lizelle? Vir my man, hy sukkel met sy bloeddruk, asseblief laat dit sal alright wees met die vlug. En dan ons pastoor se pa is oorlede. Okay. Pastoor John. Pastoor John se pa is oorlede. Waar is ons bid vir jou? Maak seker, hoeveel mense sit in 'n rytjie? Ons begin met 2 en dan gaan ons oor na 4 toe. Okay. Jy sit al reeds langs 'n mooi vrou, as jy 2 is, maak seker as dit nie 'n mooi vrou aan die ander kant van jou nog nie jou bloeddruk baie hoog gaan. So as jy kan sit langs 'n ou of 'n skreeende babatjie, maar kyk maar mooi waar jy sit. Ja. Ek wou sê, Waar is enige gebedsversoeke? ek dink dat ons maar net 'n veilige maand sal hê daar aan die ander kant, sonder enige negatiewe insidente. Ja, amen. Salome, enige gebedsversoeke?
Ag ek sal baie bly wees as Reinhardsplaas op staande kan bly. Dis op hierdie stadium waar ek's baie dankbaar vir die gebede. Dit gaan regtig baie beter. Dit gaan eintlik baie goed. Ons kort maar nog finansies, dit is nou maar nog finansies en alles, maar hulle is almal so gesond en ons is veilig en dit gaan regtig goed, ja. Okay, ons bid vir Reinhardsplaas. Maar is Baie enigiets van dankie. jou kant af? Bid vir Anika, Ja, dis ook maar bestaande, van die bestaande versoeke, ja. nog iets anderste? Ja, laat ons maatjies net veilig is. Elke oomblik gaan geniet. En onthou net ons Here Jesus sit soms so tussen julle en hou julle hande oral vas waar julle gaan. So dit gaan lekker wees. Gaan baie lekker Maak alles los en geniet net. Nee, kan nie alles losmaak nie. Ja, al die litte, al die voete, maak los die hare en gaan net geniet. Ek wil hê ons moet vanaand bid vir Koos Jacobs. Koos het ons ruk gelede op gehad, hy het wat noem jy dit? Water op die hart, vergrote hart. Maar dit gaan baie sleg met sy gesondheid. Hy het my Saterdagoggend gebel en as 'n man begin begrafnisbriefies uitdeel wat op sy begrafnis gesê moet word, dan gaan dit sleg. En Saterdag aand kon hy glad nie eers mee gepraat het nie. So ons bid vir Koos Jacobs. Anita, enigiets wat ons saam kan bid? Pastor, as ons nog steeds vir Lee Ann kan bid. Sy sou nou Vrydag met haar chemo begin. Ek het nou nog nie terugvoer nie. Ek sal nou maar eers nog hoor hierdie week. Maar as ons my kan bly bid vir haar, dit is nou maar nog 'n ding met die babatjie saam en ek dink maar net aan die dogtertjie wat nou in die skool is. Sy's nog graad 8, maar sy gaan aan asof niks fout is nie. Sy's nou maar elke pouse en elke oomblik wat sy kan, kom sit sy daar by my. Sodat ja, so eintlik maar meer, daar's baie ander kinders ook. Daar's eintlik ontelbare hoeveelheid kinders wat ek kan nie eens op die name meer noem, so baie behoeftes is daar en dit's eintlik bietjie woes. En dan net vir bid ons, wel ek het graag gevra dat ons kan bid hierdie week met Wynand Baal. En dit is nogal rof op sy lyf. En ja, hy het maar baie pyn in sy ander skouers, want ons is op pad, ons weet waarheen. Maar ja, met die balery hierdie week, moontlik 2. En dan natuurlik net dat daar kopers sal kom om die bale te kom koop. Wynand, iets wat jou kan saambind? Pastor, daar was hierdie week seker nie meer as ander weke nie, maar dit was maar net weer onder die aandag ingebring oor hoeveel plaasaanvalle daar was op ouer mense wat vir ons verskriklik sleg bly. Dit bly 'n swaar ding op ons harte. Dis die een ding en ons het hierdie week wat verby is, het ek 'n bietjie op die pad gespandeer om voer weg te ry vir die dieretuin. En donderdag het ons op 2 ongelukke uitgekom waarvan een glad nie goed gelyk het nie. Ons ken nie die mense nie, ons weet daar's baie hartseer. So vir almal wat reis en goed, en ons bid regtig vir julle, vir Marius en Lisel, julle wat oorgelewer is aan mense wat die werk vir julle moet doen om 'n vliegtuig te vlieg, want julle kan nie dit self doen nie. So sterkte en ons bid vir julle en dat julle veilig sal terugkom ook en vir die res van ons almal ook. Waar ons ry, werk toe, ons het net werk toe, kafee toe. Hulle bou aan ons pad nou van die snelweg af Nelstroom toe. Het hulle nou daai daai pad wat nou so nou is en die trokke jaag en is diep afgegrou aan die kant waar hulle nou gaan kompakteer en so aan. So ek bid van Anita hulle ook wat elke dag daar ry. Ek wil net hê dit bly maar 'n teerpuntjie, die paaie en die veiligheid van ons mense op die platteland. Nee, ons bid saam met jou, Wynand. Kyk, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat U 'n wonderlike God is, dat U 'n groot en magtige God is. Here, vanaand kom ons en ons dra hierdie versoeke aan U op. Bid vanaand vir mense wat U nodig het. Roep ons uit vanaand, Here, ons buig ons knieë voor U. U is die bron. U is ons dryfkrag. Here, U is die God wat ons na hoër hoogtes wil neem. Bid vanaand dat U sal voorsien, Here. Elke versoek wat ons vanaand genoem het. Vanaand wil ons spesiaal stil staan. Ons dink aan Marius en Lisel wat môre op hierdie lang reis gaan. Bid ons dat U bewarende hand oor hulle sal wees. Dankie dat U 'n goeie God is. Here, dat U 'n genadige God is.
En die tyd waar hulle gaan, Here, dat U vir hulle baie wysheid sal gee en insig sal gee. Here, dat dit ook 'n tyd sal wees wat hulle sal geniet. 'n Tyd wat U vir hulle gegee het. Daarvoor bid ek vanaand vir elkeen om hierdie groep, Here, waar ons môre besig gaan wees met ons dagtaak, dat ons sal doen tot eer en verheerliking van U naam. Dankie vir elke dame op hierdie groep. Dankie Here dat daar ma's in ons lewens is. Dankie dat daar vrouens in ons lewens is. Here, ek bid vanaand dat U hulle bonatuurlik sal seën en dat U guns oor hulle sal wees. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Mag julle 'n wonderlike week hê. Lekker om môre saam met julle te bid. Die Here seën vir julle. Baie lief vir julle, hoor. Geniet Maurice en Giselle. Bye almal. Dankie. Bye-bye. Julle. Mooi weer vir julle. Dankie.